Goeiemôre, dit is Vrydag die 26ste September. Vanoggend kom ons saam by die einde van die gelykenis van die oneerlike bestuurder. Ons is by Lukas 16 vers 13. Hier sê Jesus, geen huiskneg kan twee baase dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal in die een lojaal wees en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. God sê ons moet baie seker maak, wat is ons prioriteite? Wat is dit wat ons lewe beheer? Wat is dit wat die nommer 1 ding in ons lewe is? Is dit God? Of is dit goeders? Besittings? Status? Mammon? Daai eerste wees in die wêreld. Die Engelse uitdrukking van keeping up with the Joneses. Of dalk die Joneses wat wil voorwees bo almal. Ons kan uiteindelik nie God dien en dan met ons hele wese 'n lewe van wêreldse sukses nastreef nie. Kan Christene suksesvol wees? Definitief. Kan Christene baie besittings hê? Ja, ons kan. Mag ons werk doen wat baie betaal en ons geld behoorlik bestuur? Ons mag en ons moet. God het vir ons 'n verstand gegee om verantwoordelik te wees. Maar die belangrike een is uiteindelik, wat is die regte ding wat ons dryf? Wat is ons God? Wat is die ding wat bepaal hoe ons elke dag dink? God, sy liefde, sy genade, sy kyk na die wêreld, 'n besef dat alles van hom afkom, en 'n lewe van dankbaarheid teenoor hom? Of is dit maar net ek self en ek wil wel voorkom en wil beter wees in die wêreld? Mag ons, as ons moet kies tussen base, God kies. As ons moet kies tussen vir wie ons leef, mag dit altyd vir God wees. Ja, mag ons lewens 'n dankbare lofoffer aan die Here wees. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons seën en toerus. Ja, Here, met 'n verstand en met gawes en geleenthede, met talente. Help ons, Here, om tevrede te wees met wat ons het en wie ons is. Mag ons daarna streef om meer en meer soos Christus te wees. Nie beter en belangriker in die wêreld se oë nie. Nee, Here, in U oë. Mag ons dit wat ons van U ontvang, mag ons dit gebruik om U koninkryk uit te bou en U te verheerlik, U naam groot te maak. Geef vir ons hierdie gees, daardie wysheid, Here, om te besef wanneer Mammon, wanneer die wêreld ons God word en U plek begin inneem. Dankie dat ons weet, U is genadig, dat ons weet, U is teenwoordig. Ja, Here, dat ons weet, U is die een wat vir ons toerus, ons lei en ons leer. Maak ons gehoorsaam, diensbaar, in Jesus Christus se naam. Amen.